Hierdie is 'n ma en 'n mikrofoon. Welkom by hierdie episode. Melissa, ons het nou al meer as 70 episodes van 'n ma en 'n mikrofoon en dis die eerste keer nou wat ek oor sleeptraining praat. Daar's dalk 'n rede daarvoor. Ek weet dis een van daai eintlik hot topics, né? Soos Ja. altyd op die mamma groepe as 'n mens sien Ja. daar word gepraat oor geboorte, natuurlik versus keiser of borsvoeding of Ja. sleeptraining, dan is dit gewoonlik sommer net 'n bekleierery daarso, want so ek weet net dit is 'n emosionele onderwerp en Yep. ek is nie mal oor konflik en beklei nie, so dalk het ek dit in 'n manier maar selfs 'n bietjie vir my, so ek is baie bly dat jy my genader het en voorgestel het om as kenner hieroor te praat. Baie dankie. En voor ons oor die sogenaamde hot topic praat, vertel ons van jouself en hoekom jy dit doen vir 'n beroep. Dankie. Ek moet vir jou sê, jy's reg, dit is 'n hot topic en ek dink dit is so belangrik, so dankie dat ek die geleentheid kry om hieroor te kan praat. Dit is so belangrik om mamas te educate wat is sleep training en moet ek dit doen, moet ek dit nie doen nie. En daar's natuurlik so baie sosiale media platforms, daar's baie opinies, mamas raak so die mekaar. En bo-op dit is hulle nou nog moeg ook. So om sleep deprived te wees en te probeer inligting kry en die beste ma te wees wat jy kan wees, vandag is dit nogal moeilik. So ek moet vir jou sê dit voel nie vir my asof hierdie regtig 'n beroep is nie. Dit voel vir my asof dit 'n hartsaak is. Ek is al 7 jaar 'n sleep coach by Good Night Baby, wat ook al omtrent 13 jaar bestaan. So ek het 'n ou skoolvriendin gekry vir koffie en gevra so, wat doen jy? En sy doen toe nou hierdie. En ek sê toe, "Sjoe, as daar ooit 'n gap is vir my om julle span te join, laat weet." En daar was toe. En van daar af nog nooit teruggekyk nie. Ek het ander werke al gehad en aan en af en heen en weer, maar ek het hierdie nog nie gelos nie. En ek dink nie ek gaan sommer binnekort nie. Dit is vir my so rewarding en so special om ouers en gesinne en huishoudings te kan help en mamas wat so moeg is en op angspille is of jy weet erge postpartum depression het en nou nog bo-op dit nie slaap nie en om vir hulle te leer hoe belangrik slaap is as dinge verander en hulle slaap en I'm just going to put it out there, as ouers weer in dieselfde bed slaap, is dit vir almal so lekker. En ja, die kinders se gedrag verander en daar's rotine en daar's struktuur in die huishouding en dit voel net dit is hoe die babas voel daarna, dan voel ek I've done a good job en dit is hoekom ek aanhou om hierdie te doen. So ek is ook 'n ma van 2. Al 2 my kinders is deur sleep coaching. Enetjie toe sy 18 maande oud was, dit was rof, dis nie 'n maklike ouderdom nie. En met Boetie het ek geweet wat ek moet doen en hoe dit werk. Toe is ek nou al 'n hele rukkie lank 'n sleep coach. So ek het hom sommer vroeg begin op 3,5 amper 4 maande. En daar is definitief aande wat hulle nog mamma roep en bietjie ekstra liefde en TLC nodig het, maar hulle slaap goed. So I suppose dis maar hoe dit is. Ek wou sommer seker terugflits as jy praat van die min slaap, want jog, dis iets wat mens maar darm net nie eintlik vir iemand kan verduidelik wat nie daardeur gaan nie, daardie verskriklike uitgeputte moeg. Ek onthou ek het by die werk gekom, ek het nog op kantoor gekom elke dag en dan vra mense, "Hoe gaan dit met baba?" en so en jy sê, "Sjoe, ek is moeg, sy het sleg geslaap," maar jy kan nie eintlik die diepte en die erg daarvan want almal sê net, "O, ag sterkte," en hulle gaan aan met hulle dag en jy sit daar en jy het 'n 8 ure werksdag wat voor jou lê. En jy voel net ek gaan nie deur hierdie dag kom nie. Nee. En mamma sê nou in die week vir my, "Haar moeg is moeg." En ek dink dit is hoe mens voel, nê? As jy voel, "Hoe gaan ek deur hierdie dag kom? My moeg is moeg." En dit raak alles anders. Ek dink dit is nie net o jy's moeg nie, dit raak jou verhoudings, dit raak jou vermoë om effektief te kan kommunikeer, jou huwelik, soos jy sê alles. So ek dink ons weet dis belangrik. Elke ma wat hier luister weet dit is belangrik en slaap is belangrik. Maar jy het vroeër iets genoem wat ek sommer mee wil begin dat jy weet wat mense verstaan onder sleep training. Ek hoor ook jy noem dit sleep coaching. So dis ek verkies nogal coaching. Ja, ek verkies nogal die woord coaching. Training voel vir my so half
jy train 'n hondjie om te sit en jy train hom, maar Mm. hier werk jy met 'n mensie en met 'n gesin en ek dink wat 'n mens hier doen is dis 'n skill wat jy die baba aanleer om onafhanklik aan die slaap te raak. Dit is coaching 'n skill wat jy vir die ouers gee wat hulle dan nou hulle kind leer. So ja, ek verkies die woord sleep coaching. En ek dink ook daar's so groot wanpersepsie rondom die woord sleep training, so negatiewe 'n Ja. konnotasie dat ek gevoel het let's make it positive, the sleep coaching. So ja. Ek dink ook ons weet die negatiewe kommentasie kom van mense wat sê maar dis wreed. Jy weet, jy los 'n baba net in 'n kamer om te huil, Ja. wat 'n spesifieke manier daarvan was wat mense al gedoen het en wat mense Ja, ja. seker nog steeds doen, maar wat sal jou Ja. beskrywing wees as jy na 'n kliënt toe gaan en jy sê vir hulle, wat doen jy? Wat behels dit? Wat behels dit nie? So ek dink wat belangrik is om te weet dat daar so baie faktore is wat rol speel as dit by sleep training, sleep coaching kom. Ek dink baie mense dink dit gaan net oor leer jou kind om onafhanklik aan die slaap te raak. Maar hoe kan jy dit doen as die slaapomgewing dalk nie reg is nie? Die voeding is nie reg nie. Babatjie kry dalk nie genoeg kos of genoeg melktjies in nie. Of die roetine deur die dag is glad nie in plek nie. Daar's nul struktuur. Ons feed on demand en ons kyk maar wat se cues gee baba vir ons wanneer hy op sy moeg is en dan lê ons hulle nou maar neer en kyk wat gebeur of sis aan die slaap of wat ook al. Is daar 'n bedtydroetine in plek. Onthou babas, toddlers, kleuters, hulle het geen konsep van tyd nie. So hoe cue 'n mens se baba se brein dat slaap kom? En dat hulle eintlik nou so half hulle brein en hulle liggaam moet rustig kry en unwind of afskakel om te kan slaap. Ek meen as jy dink aan 'n baba alles waardeur hulle gaan in terme van ontwikkeling, daar's so baie wat hulle brein besig hou en wat hulle brein moet prosesseer om net ewe skielik te gaan van hero to zero. Jy's besig met tummy time op die mat en nou tel jy baba op en sê, "Oké, kom ons gaan nou doen." Daai brein is soos, "Hoe moet ek nou dit doen?" So sleep training is nie net leer jou baba of kind om independent aan die slaap te raak nie. Dit is soveel meer as dit. En vir my om so geleentheid soos hierdie, ek praat baie by skooltjies en by dagsorg crèches en dagmoeders en so, om ma's net op te voed. Wat is sleep training? Wat is dit rarig? Wat behels die proses rarig? Is my so belangrik. So sleep training is soveel meer as net leer jou kind onafhanklik aan die slaap raak. Ja. So dit klink asof dit ook 'n, jy weet, 'n holistiese ding is en dis eintlik iets wat 'n baie Definitief. in 'n podcast oor met baie onderwerpe. Dit jy Ja, behandel nie net een kwessie nie, dat die goed Ek is kan maar nie. geskakel en hou verband met mekaar en seker soveel te Definitief. meer met 'n kleintjie. So jy gaan en jy kyk na die hele gesinsopset. Ja. En hoe belangrik is dit ook dat, want ek dink ook weer eens met soveel ouerskapsonderwerpe, alle ma's is nie dieselfde nie. Jy weet, een hou Ja. daarvan om die babatjie by hulle in die bed te hê en hulle borsvoed dalk nog en baba drink Ja, sommer ja. terwyl hulle slaap en 'n Ja. ander een, soos ek byvoorbeeld, hou maar van my eie spasie en my eie bed, so lief as wat ek vir my kinders is en so Ja. graag as wat ek met hulle met tye wil cuddle, sukkel ek om te slaap as daar so 'n klein lyfie by my in die bed was. So Ja. kan jy dit ook aanpas by jou verskillende kliënte en hulle verskillende behoeftes. Definitief. Ek meen, so as die kliënt dan nou deurgaan met die proses, is daar 'n vraelys wat hulle invul en dit is nogal 'n lengthy vraelys, maar hoe meer inligting ek natuurlik het, hoe beter kan ek 'n assessering maak van die huidige situasie. En dit gaan enige iets van hoe lyk die huidige slaapomgewing, en waar wil jy graag hê moet jou baba slaap? My kinders was in ons kamer gewees totdat hulle oorgeskuif het na 'n groot bed toe en ek is die sleep coach. So jy werk om die dinamika van die huishouding. Hoeveel ander siblings is daar? Deel hulle 'n huis met oumas wat of oupas wat daar bly? Wat is die situasie? Ek kan nie vir jou sê hoe baie kliënte het ek in COVID gehad wat ongelukkig deur terrible tye is. Moes trek van 'n 4-slaapkamer huis na 'n 2-slaapkamer meentuis met 3 kinders. Hoe maak ons nou? En we did it. Inteendeel, COVID was seker die besigste tyd van my loopbaan sover as 'n sleep coach. So
dit is 'n holistiese benadering. Mens moet dit 'n holistiese benadering maak en ek dink wat ook belangrik is, die ouderdom van die baba. So as jy 'n vriendin het wat 'n 6 maand oud babatjie het en jy het ook 'n 6 maand oud babatjie, net om haar ervaring te vat en dit joune te maak, gaan nie noodwendig dit maak werk nie. Want jy moet na die groter prentjie kyk, as dit by slaap kom. Daai babatjie se slaapassosiasie, soos jy gesê het, word aan die slaap vasgehou, slaap saam met die ouers in die bed ensovoorts, is baie anders as jou situasie. So om net te kan sê dit is 'n eentonige oplossing, daar's net een metode, dit kan jy verseker nie doen nie. En omdat babatjies mense is, verskil hulle van hoe hulle gaan reageer op die veranderinge wat 'n mens inbring. So dit is baie belangrik om die vraelys in te vul vir my om na te kyk, om dan nou 'n plan op te stel vir die ouers, saam met hulle deur die plan te gaan en dan indien hulle dan nou daai spesifieke pakket kies, my ondersteuning op 'n daaglikse basis te hê. So om deur hierdie naps te gaan en deur die bedtyd te gaan en te kyk, werk hierdie plan wat ons opgestel het uit die vraelys uit, of moet ons eers dalk 'n bietjie terug staan en kyk, kom ons verander dalk die metode 'n klein bietjie. Kom ons bring hierdie metode ook in saam met hierdie enetjie, want dit gaan beter werk vir julle. Of dis 'n baie sensitiewe mamma, en sy gaan dalk nie die pleister kan afruk van dag 1 af nie. Sy gaan dit dalk bietjie stadiger wil vat. Een boublokkie in terme van slaap op 'n slag. So dis definitief 'n holistiese benadering en 'n individuele oplossing, as ek dit so kan stel. Ja. Ek dink dis ook hoekom ek die gesprekke op die podcast so baie geniet en waardeer, want mens kry net bietjie meer nuance en diepte as op sosiale media waar iemand een sinnieke kommentaar, hierdie is nie reg nie, jy doen verkeerd, jy weet mens kyk 'n bietjie meer na die breër en die volle prentjie. Ja. Maar ek wil Ja. tog die algemene ding wat mens sien as daar oor sleep training of coaching dan gepraat word en ek dink ons moet eers praat van dit is wat die meeste ma's gaan wil weet. Baie sê dis wreed. Jy weet dit is Ja. wreed teenoor die kind en Mm. hulle doen skade op want hulle wil eintlik by jou as ouer lê en slaap deur die nag en nou Ja. dwing jy hulle of forceer hulle om dit nie te doen nie. Ja. So, hoe sal jy dit verduidelik? Kan dit wreed wees? Hoe maak jy seker die sleep coaching wat jy doen is nie wreed nie? En Ja. is daar bewyse dat die maniere hoe ons dit doen dat dit 'n kind langtermynskade kan berokken? So, my hart raak eintlik so seer as 'n ma sê, jy weet, hulle wil nie sleep train nie want dit is so wreed. Want dit beteken sy het nie haar huiswerk gedoen rondom sleep training nie. Dit beteken sy het nou maar net gevat wat sosiale media sê, opinies van ander ouers, of iets probeer toepas wat iemand anders gedoen het en dit het toe nou nie vir haar gewerk nie. En dit maak my hart seer want ek weet hoe moeg is 'n mamma se moeg wat moeg is. En die impak wat dit het op never mind die huishouding, net op haar, nê? Mm. Ek is te moeg om te floreer in my werk. Ek is te moeg om die huis nou skoon te maak. Ek is te moeg om ordentlike kos te maak. Ek is te moeg om nou te Mm. oefen. Ek wil nie eers 5 minute gaan stap nie, never mind strek nie. Mm. So ek wens ma's kan meer educated raak rondom wat is sleep coaching regtig, en die education kry by die regte professionele spesialiste in slaap. So die wreed word gekoppel aan die 3 woorde cry it out. Ja. En ek kan jou beloof ek sou nie 'n sleep coach gewees het vir 7 jaar of Goodnight sou eers bestaan het vir 13 jaar as dit die geval was nie. Want jy kan nie verwag van 'n babatjie wat kom ons sê 8, 9 maande lank gewoond is om aan die slaap te raak deur iemand wat hom vashou of sy drink aan die slaap of wat ook al, om nou neergelê te word, letterlik oornag kom hierdie verandering in en moet nou sommer self-regulate. Die brein moet nou sommer net weet wat om te doen. Mm. Jy kan dit glad nie verwag nie. Die brein is nie ge-cue dat slaap kom nie. En die assosiasies wat gevorm word met slaap, wat ek sê so baie keer vir ouers, moenie
moenie sleg voel nie. There's no space for mom guilt here. Jy het gedoen wat jy kon doen om te cope in jou situasie met die inligting wat jy gehad het, van wie ook al, vriendinne, familie, jou ma, jou ouma. Ons het dit so gedoen, man, doen dit net so, verstaan? Maar die lewe van vandag is nie soos wat dit was nie. Die pas is vinniger, die stres is hoër, albei ouers werk voltyds. Miskien as gevolg van COVID werk almal van die huis af en daar's nie 'n nanny wat na die kids kyk nie of hulle gaan nie na skool toe nie en ewe skielik is almal soos, hoorie, eintlik is rotine en struktuur nogal belangrik want ons moet bietjie ons dag beplan. Maar hoe doen ons dit rondom die baba se slaap? So as jy op ChatGPT gaan insit, watse metode kan ek gebruik vir sleep training, dan kry jy 5 of 6 verskillende metodes. En dan kyk jy nou, okay, ek dink ek gaan hierdie enetjie toepas. Dit lyk nou vir my asof ek dit kan hanteer. En dan werk dit nie, want die ander boublokke is nie in plek nie. En jy het nie 'n holistiese benadering of uitgezoom en na die groot prentjie gekyk nie. En dan werk dit nie. Hulle gee in na aand 1 of 2 want natuurlik gaan die babatjie huil. Hy of sy verstaan glad nie hoekom ek ewe skielik net neergelê word in 'n kot nie. En dan gooi hulle hande in die lug op en sê sleep training werk nie. Dis nie vir ons nie, dis sommer 'n klomp gemors. En dis gevaarlik. Dis gevaarlik om vir ouers om te dink dat 'n babatjie gaan letterlik binne 'n nag of 2 weet hoe om te self-regulate, hoe om te self-soothe sonder enige hulp. Jy lê hulle net neer, loop uit die kamer uit en pop jankel. Hulle het definitief daai ondersteuning nodig van die ouers af. Net soos wat ons nie oornag sal kan 'n maraton gaan hardloop nie, né? Jy gaan mos nou stadig begin of jy moet ek dink partykeer as jy al jou horlosies, enige tyd wat jy wegvat om jou, en jy word wakker gemaak deur iemand en hulle sê, okay, maar nou 6:00 gaan jy nou eet en dan 8:00 gaan jy oefen en dan 10:00 is jou eerste vergadering, maar jy het geen tyd wat vir jou guidance gee rondom dit is hoe laat dit nou is nie. Jy gaan soos 'n afkophoender rondhardloop. Of iemand sê vir jou, julle trekbare pak. Jy gaan nie noodwendig gelukkig wees en soos, yes, kom ons doen hierdie. Dit gaan vir jou so 'n bietjie omkant vang en jy gaan eers 'n bietjie voorbereiding moet doen. Jy weet nie lekker hoe om hierdie nou te hanteer nie. En dit is presies dieselfde met babas, want hulle is mense, hulle is nie robotte nie. Is daar baie flexibility rondom sleep training? Verseker, daar moet wees, want soos ons nou al genoem het, elke huishouding se dinamika verskil, elke baba se manier van dingetjies doen en wil hê verskil. Selfs die persoonlikheid verskil. Maar ek sê altyd vir my ouers, die babatjie is my nommer 1 kliënt. So die kind se slaap en hoe om independently aan die slaap te raak is my nommer 1 prioriteit. Ouers kan logies dink oor hierdie situasie en hierdie proses, babatjies kan nie. Kleuters kan nie. So die oomblik wat 'n ouer voel ek kan hierdie doen nie, ek wil ingee en nou maar net die voeding gee of nou maar net weer sis, maak die babatjie eintlik meer de mekaar. Want hoekom het ek dan nou 'n halfuur lank daar gelê en jy het my gepat, jy het my opgetel, my neergelê en weer gepat, 'n bietjie gesjoes en ons het al hierdie goed gedoen en nou gee jy my in elk geval die sis of jy gee my in elk geval die bottel. Waarvoor was dit dan nou? So ek is nogal 'n sagte sleep coach. Ek's nie hard nie en ek's baie flexible en ek is nie so streng nie, maar as daar iets is waar ek streng is dit. Die ouers moet konstant bly met die plan en wat ons doen. En my vertrou, ek weet wat ek doen en vir die babatjie se getalwe is dit baie belangrik dat hulle by die plan bly sodat daar nie de mekaar inkom by aan die baba se kant nie. Verstaan, want ja, ek dink sommer partykeer sê ek vir ouers, suck it up. Put on your big old panties, you've got this, I'm here for you. Verstaan, ons gaan hierdie doen. So ek dink as ouers positief is oor sleep training en hulle is vir sleep training, dan gaan dit so baie huishoudings help. Maar hulle kan vir sleep training
wees eers as hulle opgevoed is en weet waaroor gaan dit dan nou regtig. Maar ek kry definitief my ouers wat teen dit is. Omdat en hulle is eintlik nie my tipiese kliënte nie, omdat dit werk vir hulle dat hulle babietjie aan die slaap sis en so 2, 3 keer 'n nag wakker word vir 'n voeding of 'n vinnige pad of 'n ruggie vryf of weer 'n bietjie sis of so. Hulle is okay daarmee. Hulle het nie nodig dat babietjie moet deurslaap want ja, werk van die huis af, werk dalk glad nie. Moenie môreoggend 06:30 opstaan om hulle dag te begin nie. So dis bietjie meer fleksibel aan hulle kant. Mm. Maar jy kry definitief die ouers wat reg is daarvoor, wat nie 3, 4, 5, 6 keer 'n nag kan opstaan en nog die volgende dag normaal funksioneer nie. So jy kry definitief 'n bietjie van albei vir en teen. En ek respekteer albei. Ek is bly jy noem dit want ek dink toe ook jy weet nie alles is vir almal nie en as dit natuurlik vir jou Ja. werk en jy's gelukkig dan het jy natuurlik nie hierdie nodig nie. So mense hoef ook nou nie te Ja. voel jy moet seker sleeptraining doen nie as jy gelukkig is en dit werk vir jou gesin, so soveel ander dinge dan Ja, ja. is dit okay. Maar as dit nie Ja. vir jou werk nie soos jy sê as dit jou ek sê altyd as dit jou jy as ma wil natuurlik die beste hê vir jou kind, maar die beste vir jou Ja. kind ook is 'n gesonde, gelukkige ma wat kans sien vir die 100%. dag. So dit help nie jy dink nou ek staan op en ek sis my baba die hele nag lank want ek wil nie sleep training nie, maar deur die dag is jy 'n zombie wat nie kan funksioneer nie want dit is Dis ook so nie die waar. beste vir jou kind nie. Ek kry nou Nee. weer Nee. flashbacks van die moeilikste tye wat daar was. Ja. En Ja. dan dit is seker tog die teken want dit was my eintlik my volgende vraag, wanneer moet jy Ja. weet jy het nou hulp nodig en Jy's dit is as reg. jy voel jy's nie jou beste self of selfs 'n goeie weergawe van jy's dalk nie jou beste self enige tyd wat jy Ja. klein kinders het nie, Ja, ja, maar ja, dat ja. as jy regtig nie nou meer cope nie of regtig sukkel, dan het jy hulp Ja. nodig, verstaan ek dit reg? Ek moet vir jou sê, ek dink nou aan iets. Ek het een keer sommer op sosiale media het 'n mamma gevra, kan iemand my asseblief help? My baba slaap nie. Ek weet nie hoe om dit doen nie. Daar's so baie mense wat verskillende opinies het oor sleep training en 'n ander mamma sê, gooi vir jou 'n glas wyn in, join the club. Jy gaan nie slaap totdat jou kinders 6 of 7 jaar oud is nie. Rustig. En in daai oomblik toe voel ek, wag 'n bietjie, is ons mammas nie veronderstel om mekaar te help nie? Is ons nie veronderstel om te sê, ek ken 'n baie goeie sleep coach of ek het hierdie boek gelees, probeer dit of in plaas daarvan om net te sê, dit is nou maar hoe die lewe is. So jy is heeltemal reg. Ek dink dit is belangrik dat ma's mekaar ondersteun en opbou en help as dit by hierdie tipe goeters kom. Maar belangriker as dit is vir 'n ma om te erken ek kort hulp. So ek dink as jou baba siek is, dan gaan jy dokter toe. As jy 'n stywe spier in jou rug het, dan gaan jy fisio toe. En slaap is vir een of ander rede 'n 'n is 'n konsep of 'n onderwerp wat ma's wel voel, maar dis so 'n natuurlike menswees ding. Ek is seker ek kan dit doen. Daai simpel sê ding sleep like a baby, né? 100%. Dit kom ons in die boek wat jy kry wanneer jou babatjie gebore is, dan gee hulle mos vir jou hierdie boek, dan sê hulle hier's jou boek van hoe om 'n ma te wees. So selfs met kos, as jy begin om jou babatjie kos te gee, waar begin jy? Jy gaan na die platforms toe of na die spesialiste toe wat professioneel spesialiseer in hierdie onderwerp wat jou die regte inligting kan gee en help. So ek is so trots op 'n ma wat uitreik en sê ek kort hulp. My baba slaap nie. Ek het hierdie en hierdie en hierdie al probeer, maar dit het nie gewerk nie. So wat sou jy voorstel? En aan die begin as 'n ma eers na my toe kom, dan doen ek 'n oproep of 'n sommer 'n vinnige WhatsApp voice note as niemand tyd het nie. Wat gaan aan in die huidige slaapsituasie? Want ek kan nie nou vir jou sê hoe ek jou kan help as ek nie weet wat tans aangaan nie. En dan kry ek 'n baie goeie gevoel, wat dink ek gaan hier werk? Gaan dit net 'n geval wees van kom ons verander so 'n bietjie roetine en struktuur?
of kom ons verander dit nie, kom ons kry dit net actually in want daar's niks. Kom ons werk 'n bietjie aan die ander boublokke wat slaap beïnvloed. En dan is sleep coaching dalk nie eers nodig nie. Of alles anders is eintlik in plek. Very well done. Wat nou hier moet gebeur is daai gewoonte. Daai gewoonte van mamma wat my sus of op die yoga ball bonds of gaan ry, gaan klim in die kar en ry. Ek kan nie vir sê hoeveel ouers het ek al gehad wat met Ek bedtyd lig baie. ry, 11 Ja. uur ry, 1 uur ry, 3 uur ry om die blok in die kompleks. So eintlik is al die ander boublokke so mooi in plek. Dis letterlik net hierdie gewoonte, hierdie sterk assosiasie vir slaap wat nou moet gebreek word en dan is dit actual sleep coaching. Baie mense dink sleep coaching is net dit. En dit is die einddoel, maar dit is nie die enigste doelwit wat ons moet bereik nie. So as daai ander goedjies in plek is, dan sê ek baie vinnig om vir 'n mamma te sê, jy doen eintlik amazing, ons moet net nou sleep coach. Of ek kan vir 'n mamma sê, ons hoef nie te sleep coach nie. Ons hoef nie as jy nie wil nie, maar hierdie ander goedjies gaan ons dalk 'n bietjie aan moet werk en dan gaan jy sien gaan dit klaar 'n groot verskil maak in julle huishouding. So die flexibility is daar. Die opsies is baie. Die pakkette wat Goodnight voorstel is vir enige iemand in enige situasie. Het sy jy nou in 'n klein apartment bly in Dubai, soos wat so baie van my Suid-Afrikaanse kliënte doen en of jou man of vrou 'n sportster is en julle die wêreld moet travel en jy en jou baba elke nou en dan in 'n hotel of 'n gastehuis of wat ook al slaap en die slaapspasie is nie consistent nie. Wat doen ek nou? Ek het nou 2 extremes gegee, maar dit is regtig mense wat ons al gehelp het en dit gaan goed en jy bring in wat daai huishouding nodig het. Ja. Ek weet mense moet natuurlik elke kliënt individueel hanteer en soos jy nou genoem het, baie van die luisteraars van ons podcast ook is of oorsee Ja. of hulle bly dalk op 'n klein afgeleë plattelandse dorp of op 'n plaas of Ja. so. So as hulle Ja. nou nie dadelik toegang het tot 'n slaapkonsultant wat na hulle huis toe kan kom nie, dalk net uit jou ervaring, wat is dalk so 2 of 3 wenke wat jy sou sê vanaand om jou baba beter te laat slaap? Wat is van die eerste goedjies wat hulle na kan gaan kyk en dalk daar veranderinge maak en as hulle dan nog vassit om dan 'n slaapkonsultant se hulp in te Ja. kry, maar net 12 gaan deur jou Ja. huis, gaan deur jou baba kamer en kyk of is hierdie basics in plek. En dalk soos jy Ja. sê, het jy nie eers verder hulp nodig nie. Ja. So ek dink is baie moeilik om te sê 3 uur vanmiddag, kom ons try dit. Kom ons kyk eens wat gaan gebeur. Want wees versigtig wat ouers bereid is om te probeer dat hulle nie meer skade doen as goed nie. As dit reg toegepas word, behoort daar nie 'n emosionele negatiewe koneksie te wees of 'n slegte invloed in terme van verhouding tussen ouer en baba nie, okay? Maar soos ek al genoem het, daar's goedjies wat in plek moet wees voordat jy kan besluit ek gaan hierdie babatjie nou probeer leer om onafhanklik aan die slaap te raak. Jy kan nie as die voeding nie reg is nie. So maak seker jy weet jou babatjie kry genoeg melktjies in deur die dag. As hulle al op kos is, dat hulle goeie eetes inneem met 'n goeie variety van kos. Daar's teksture, daar's smake, daar's proteïen, daar's groentes, daar's vrugte, daar's afhangend nou op wat se vlak of ouderdom hulle is in terme van die solid intake. Maar dit is belangrik om te weet my baba se slaapspasie is veilig. Ek is verskriklik streng op veilige slaap. Ongelukkig is SIDS 'n realiteit. Ek het dit self ervaar met iemand wat ek ken. En niks spesifieks wat nie in plek was wat dit veroorsaak het nie. Dit was 'n sameloop van omstandighede. So maak seker onder omstandighede jou baba slaap veilig. Bed sharing is nie veilig nie. Co-sleeping en room sharing is 100% fine. En daar's 'n baie groot verskil tussen die twee.
Die temperatuur van die kamer. Is baba dalk overheated? Verstaan, baie keer voel ouers wangetjies en armpies yskoud, maar as jy agter die nekkie voel, dan sweet baba. En dis dan eintlik die liggaamstemperatuur. Dan gooi ons 'n kombersie oor of ons trek nog 'n paar kouse aan, maar eintlik is babatjie warm. Eintlik kry baba warm. Wat is in en om die kot? Is daar 'n klomp teddies? Is daar 'n klomp komberse? Is daar dalk ek praat nou glad nie van newborn babas nie, want dan het hulle nou een of ander 'n kussentjie of 'n wedge of 'n ding waarop hulle slaap. So newborn is nie op hierdie stadium van sprake nie, maar as 'n babietjie nou al fisies beweeg, hulle rol rond, hulle sit kan regop sit. Kruip, staan op, daai tipe goed in die kot. 'n Baba se brein prosesseer eintlik daai fisiese mylpale terwyl hulle slaap. So hulle gaan beweeg in hulle slaap. Maak seker daai spasie is oop en is veilig en daar's nie 'n klomp goeters wat moontlik gevaarlik kan wees vir baba nie. En dan probeer om 'n tipe rotine in te bring wat baba se brein gaan cue vir slaap. So wat is tans besig om te gebeur? Eet julle en dan bad julle en dan gaan julle slaap? Is daar boekies wat gelees word vir die tyd? Bad julle eers en dan eet en dan gaan slaap? Wat se impak het dit? Ek kan nou nie al die geheime uitgee hierso nie. Maar so tipe rotine help. Screen time. Joh, selfs in die agtergrond. Dit het 'n baie groot impak. So sit die TV's af voordat babatjies gaan slaap. Al sit en kyk hulle nie, dit het steeds 'n impak op daai melatonien-hormoon. En probeer, ek weet baie ouers sê wakkertye werk nie vir ons nie. Ek wil nie daai gaan Google nie. Wat is dit? Die rede hoekom wakkertye wel werk is omdat jy indikasie kry van min of meer wanneer kan jou baba oorstimuleer raak, oormoeg of onderstimuleer, ondermoeg wees. En al twee die manier hoe baba se gedrag is eintlik altyd presies dieselfde. Baba kan 'n slaapie fight of bedtyd fight omdat hy oormoeg is, maar het jy geweet sy kan dit ook doen omdat sy ondermoeg is. Oorstimuleer, onderstimuleer. Daar's nie genoeg aktiwiteite vir hierdie ouderdom nie. En baie keer wys babatjies moetekens omdat hulle verveeld is. En dan gaan vat ouers hulle om te gaan slaap en dan fight hulle die slaapie of die slaapie is kort of wat ook al en dan is dit omdat hulle nog nie moeg genoeg was nie. So 'n wakkertyd is nogal belangrik vir die verskillende ouderdomme en dit kan mense kry op Goodnight se sosiale media. Dit is alles daar. Net om 'n indikasie te kry van ek moet min of meer in hierdie bracket moet ek babatjie begin neerlê of begin aan die slaap maak soos wat ek altyd het. En selfs dit kan 'n groot verskil maak. So daar is dit gaan meestal oor die buite faktore wat 'n rol speel met slaap wat 'n mens in plek kan kry of probeer kry of net seker maak en kyk of dit nie 'n verskil maak nie, maar as al daai goed in plek is en dit gaan eintlik net oor die slaapassosiasie of die gewoonte wat moet gebreek word, dan moet ouers maar bel want om daai gewoonte te probeer breek met 'n metode wat jy sommer net uit die lug uit gaan haal het of iewers gegoogel het, gaan baie moeilik wees om dan toe te pas. En dan het jy nie iemand om op terug te val om te sê, "Oké, babatjie het nou ons het babatjie nou neergelê. Hy huil nou so of sy rol nou so rond. Moet ek ingaan? Moet ek by hom sit? Kan ek hom optel? Moet ek hom liewer eerder uit die kamer uithaal en dan weer terugbring? Oké, hy huil, wat doen ons nou?" En daai is die belangrike punt. Dit is waar ouers dan wat moeg is, en wat gefrustreerd is en geïrriteerd is. Dit is waar hulle dan sê, "Oké, nee, hierdie werk nie. Los dit." Baie So, dankie. Klomp goeie riglyne en duidelike punte. Daar's net dankie. nog een ding wat ek nog so bietjie oor onseker is. As jy net vir ons so vinnig in 'n sin of twee kan sê, want ek dink dit is so belangrik Ja. wat jy gesê het. Wat is die verskil tussen bed sharing en co-sleeping? Okay, so bed sharing beteken baba slaap tussen ouers.
Dit is die ouers se bed en die ouers slaap weerskante, baba in die middel of ouers slaap teen mekaar, baba in die middel. Daai is baie gevaarlik want net soos wat 'n baba in hulle slaap beweeg en dinge doen, so doen ons ook. Ja. En die kans dat jy dalk bo op jou baba gaan lê is daar en ek het actually al baie artikels gelees van dit. Of 'n armpie seermaak of so iets. Die ouers slaap dan ook nie eintlik so goed soos wat hulle dink nie, want in hulle agterkop is hulle die heeltyd bewus van die feit dat hierdie klein lyfie daar lê en ek moet nou net hierso so lê. Nou rek jy 'n dekspier want jy moes nou so hierso soos 'n vink aan die kant van die bed hang want babietjie lê nou daar. As elkeen sy eie spasie het, dan slaap almal heerlik. So dit is bed sharing en dit is behalwe gevaarlik, dit kan nie lekker wees nie. Dan co-sleeping. Jy kry van daai, hulle noem dit 'n co-sleeper, wat is soos 'n kot lyk, maar aan die een kant is hy oop, dan stoot jy hom teen aan die bed. So babietjie is dan af van die bed af in hulle eie slaapspasie, maar naby genoeg dat mamma gemaklik voel om te check die hele tyd. 'n Ander 'n voorbeeld is net in 'n kot reg langs die bed. Dit maak vir 'n borsvoed mamma dinge makliker om uit te tel, te voed en weer in te sit en nie hoef heen en weer te loop in die huisegang of so nie. En dan room sharing is maar net dan 'n kot iewers in die ouers se kamer, by die voetenend, in die hoek van die kamer, of selfs toddlers wat 'n toddler bedjie of 'n matrassie het as die ouers nou 'n groot kamer het. Dis nou iewers teen 'n muur in daai kamer. Dit is ook 100% fyn. As dit vir julle werk en dit is hoe julle setup is, then so be it. Dan werk ons proses en die oplossing, werk ons om dit. Al slaap die kind in die ouers se kamer, kan ons nog steeds die proses en die oplossings toepas. Dankie Melissa, dankie vir jou kennis en dat jy dit gedeel het. Ek Dis 'n dink met groot soveel plesier. deernis en ek het sommer hoor begrip vir ma's. Mens kan sien jy het seker al tientalle, selfs honderde ma's gesien in daai. Ja. Dit's maar 'n brose toestand wat 'n mens Dit is as jy is. wil tog die beste vir jou kind hê, maar dis nie maklik as jy nie slaap nie. So dankie dat jy dit Nee. verstaan en ook jou kennis en liefde vir dit, liefde vir ma's so deel. En Dis dan 'n ten groot slotte wil ek plesier. sommer op 'n meer persoonlike vlak hoor, wat het jy by jou ma geleer? Ek het haar eintlik toe ek my dogtertjie sleep coach gebel en gesê, ek is nou 'n sleep coach. Ek weet nou al hierdie goed. Ek het die kennis. Um en dis moeilik. Ek is die oudste van 4 kinders. Wat het jy gedoen? Hoe het jy dit gedoen? En sy sê toe eintlik vir my, wat leer jy jou kliënte? En toe ek haar sê sy maar dit is wat ons net gedoen het. Ons het die babatjies neergelê in die bed en uitgeloop en as hulle huil, na hulle toe gegaan en so 'n bietjie liefde gegee en weer uitgeloop as hulle ouer is, jy moet nou slaap en dan uitgeloop en ek het nou laaste keer gepraat en uitgeloop. Bygesê my ma het nie gewerk nie. Ek partykeer dink ek as jy een kind het en jy het 'n voltydse werk, weet ek nie of dit erger as om 'n stay-at-home mom te wees met 4 kinders. Watter een is nou rowwer? So ek het van my ma oor slaap nie veel geleer nie, maar ek dink om consistent te bly en om rotine te hê. Ek het in 'n huis groot geword waar daar rotine was. Nie noodwendig elke dag presies dieselfde of streng nie, maar daar was struktuur, daar was rotine en dit het almal gehelp in die huishouding. Om bietjie te beplan, om bietjie vooruit te weet wat gaan gebeur. En omdat kinders nie konsep van tyd het nie, het dit gehelp. Dit het gehelp om konstant te bly met 'n rotine en reëls en ja, die huishouding se manier van dinge doen. So ja, rotine. Dis eintlik goed om wou want juist 2 episodes gelede het ek met Lizaan Duplessis gepraat oor dissipline en sy het juist gepraat Ja. oor hoe belangrik is rotine en struktuur en hoe dit vir 'n kind eintlik veiligheid gee en maar eintlik ook gelyk is aan 100%. liefde. My ouer Ja. laat my veilig voel. So dis 100%. dis iets wat ons nie eintlik genoeg noem dat 'n ouer vir jou daai rotine gee nie, maar dis tog so 'n belangrike deel van veilig Ja. wees. En met die sleep coaching 'n proses is dit presies dieselfde. Onthou jy bring verandering in. So ewe skielik wat hulle veilig laat voel het, is nou nie meer daar nie. Nie dat hulle nie meer veilig is nie, maar om dan veilig te voel,
kan jy nie cry it out doen nie. Vir hulle om veilig te voel, moet die ouer present wees op een of ander manier, sodat babatjie nie voel ek is nou net alleen nie. So daai as jy op enige ouderdom verandering inbring, maak nie saak of dit is of jy nou trek en of dit die sleep coaching is wat 'n mens doen of so iets nie. Daar moet 'n sense of security wees en routine en consistency is wat dit skep. Baie dankie. En ma's Ja. wat nou hier geluister het en hulle wil baie graag jou hulp inroep, waar kan hulle jou kontak? So ek het 'n Instagram page, Melissa Sleep Feed Play. Maar hulle kan ook op Goodnight Baby se webwerf gaan kyk. My kontakbesonderhede is daar, maar ons is 'n hele paar konsultante. So ons is 'n span wat enige iemand enige plek in die wêreld help. Hulle kan en ons almal gaan deur dieselfde training as 'n sleep coach en ons train nog steeds elke maand het ons topics waaroor ons 'n training het. So elke sleep coach van Goodnight Baby is definitief reg genoeg om enigiemand te help. Baie dankie.